Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek wil net vir elkeen wat finansiëel betrokke is in ons bediening, wil ek so dankie sê vir jou bydrae. Dankie dat jy dit vir ons moontlik maak om hierdie woord uit te stuur. En ook dankie vir elkeen wat bid vir ons en bid vir ons bediening en bid vir my en Ina. Ons waardeer julle so baie. Ons kan dit nie sonder julle doen nie. Nou ja, ons is besig met ons reeks wat ons noem geloof wat berge verskuif. En hierdie is episode 6 van hierdie reeks. En ons het op hierdie stadium 2 teksgedeeltes waarop ons fokus. Ons gaan vorentoe gaan ek vir ons nog bygee. Op hierdie stadium het ons 2 en ek gaan hulle net weer vir ons lees sodat ons net hierdie kan begin in ons gedagtes vas inprent. En ek lees uit die 2020 vertaling. Die eerste een is Markus 11 vers 22 tot 24. Jesus antwoord hulle toe, julle moet geloof in God hê. Amen, ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. En dan ons tweede gedeelte is in Johannes 14, vers 12, waar Jesus sê, amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werk doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. As ons teruggaan na Markus 11 toe, dan sien ons, dat ons moet vir ons berg sê, wie is God? Ek dink baie van julle het al hierdie prentjies gesien, en het klink vreeslik oulik, maar pas ons dit toe. Jy weet, vertel vir jou berg hoe groot is jou God, in plaas van om vir God te vertel hoe groot is jou berg. Maar hier sien ons dit. Jesus leer ons het hom binne in ons het die Heilige Gees binne in ons. Kolossense 2 leer vir ons het die volheid van die Godheid in ons. Hy sê ons moet dit gebruik, om vir ons berg te sê, man, tel jouself op en gaan gooi jou in die see. Jy kan vir jou kopseer, vir jou kanker, vir jou depressie, vir enige ding wat in jou pad staan, vir jou leë bankrekening kan jy sê, tel jou op, en gaan gooi jou in die see. En Jesus sê, dis nie 'n 50-50 storie, of 'n maybe not nie. Hy sê, as jy dit in geloof doen, sonder om te twyfel, dan sal daai berg jou gehoorsaam wees. En hy is powerful. Nou, ons het in ons vorige episode gekyk daarna na Romeine 10 vers 17, wat vir ons sê, geloof is uit die gehoor, en gehoor is uit die woord van God. En ek wil vandag bietjie vir ons na 2 gedeeltes in die skrif kyk, wat vir ons ietsie meer hieroor sê. En die eerste gedeelte is in Markus 7 vers 25. Hier kry ons hierdie Sirofenisiese vrou, 'n Griekse vrou, 'n heidense vrou, wat na Jesus toe kom, en ek dink baie van ons sal hierdie storie herken, wanneer ek sê, dis vir haar wat Jesus gesê het, laat eers die kinders versadig word, want dis nie mooi om die brood van die kinders te neem, en vir die hondjies te gooi nie. Onthou jy daai gedeelte. So hierdie vrou, haar dogter is besete van bose geeste, en sy kom na Jesus toe vir genesing vir haar dogter, en Jesus sê vir haar, dis nie mooi met brood vir die hondjies te gooi nie. En dan draai sy nie om en sê, wel, genesing is seker nou nie vir my nie, hy genees sommiges en hy genees nie ander nie. Nee, dis wat hierdie vrou doen nie. Hierdie vrou druk deur en sy hou aan met Jesus debatteer, en op die einde van die dag, ek wil nou nie ingaan oor alles wat daar gebeur het, maar op die einde van die dag kry haar dogter haar genesing. En Jesus sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Jy weet, die enigste ander persoon vir wie Jesus ooit gesê het, groot is jou geloof, was 'n ander heiden, die Romeinse hoofman oor 100. Hy was ook 'n heiden en hy het ook gekom vir iemand anders se genesing. Sy diensknegt wat siek was by die huis. Dis vir my interessant dat albei hierdie gevalle was vir iemand anders, en albei hierdie gevalle het Jesus nie gegaan
na die persoon wat siek was en hom aangeraak of daar met hom gepraat nie. Albei hierdie genesings was oor 'n afstand. En vir albei van hierdie het hy gesê, groot is julle geloof. Albei heidene, albei was nie onder die invloed van godsdiens nie. Hierdie is vir my, ons moet hieroor nadink. Godsdiens gaan vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie. Godsdiens sê vir jou, man, ek hoor jy bid 15 minute, jy weet, die standaard is eintlik 'n uur. Godsdiens gaan vir jou sê, man, jou 2 hoofstukke wat jy lees is glad nie genoeg nie. Jy weet die standaard is eintlik 2 boeke. En dan wanneer jy 2 boeke lees, dan sê godsdiens vir jou, jy weet daar's iemand wat 10 boeke 'n dag lees. So godsdiens is vir godsdiens is jy net nooit goed genoeg nie. Maar jy weet, jou pa is nie so nie. Vir jou pa is jou waarde in dit wat hy bereid was om vir jou te betaal. En dit was die bloed van sy seun. Dis jou waarde. God het jou so lief gehad, dat hy sy seun reeds gegee het. Jy moet jou waarde, ek en jy moet ons waarde in Jesus gaan soek, in wat hy bereid was om vir ons te doen. En geliefde van Jesus, hy was bereid om sy lewe vir jou af te lê, om sy heilige, goddelike bloed vir jou te stort, sodat ek en jy die ewigheid met hom kan deel. Dit is my en jou waarde. So jy is goed genoeg. Vir God is dit nie oor wat jy doen nie, maar in wie jy glo. As jy jou vertroue en jou geloof in sy seun sit, is dit vir hom goed genoeg. Jy kan vandag jou genesing kry, nie op grond van wat jy doen nie, maar op 'n grond van in wie is jou geloof. Jesus. In wie is jou vertroue? Dis hoekom hy jou wil genees. Dis hoekom hy jou berg wil wegvat. Dis hoekom jy kan doen wat Jesus gedoen het, want jy sit jou geloof in Jesus, nie in wie jy is. Maar terug by ons gedeelte. Hier's vir my iets vir my fenomenaal. So ons het nou by die einde gesien, hierdie vrou sê Jesus, vir haar groot is jou geloof. Waar het dit begin? Markus 7 vers 25. Want 'n vrou wie se dogter 'n onrein gees gehad het van hom gehoor. Sy het van Jesus gehoor en gekom en voor sy voete neergeval. Wat hierdie vrou van Jesus gehoor het gemaak dat sy kilometers ver geloop het, van 'n heidense land af na Israel toe, om hierdie Jesus, wat sy van geen kant af ken nie, maar sy het van hom gehoor. Onthou, geloof kom deur die gehoor. Sy het iets van Jesus gehoor wat gemaak het dat sy besluit het, hierdie man kan my dogter gesond maak. Hierdie man kan my dogter bevry. En ek kan jou brief gee, sy het nie by 'n fariseer of by 'n godsdienstige van daai tyd iets gehoor van Jesus nie. Sy het by die gewone mense op straat iets gehoor en dit het haar beweeg om by hom uit te kom. Soveel so dat sy deur die aanvanklike wat gelyk het na verwerping, wat gelyk het na nee, genesing is nie vir jou nie, sy het deur dit gedruk, want wat sy gehoor het, is nie wat sy vir daai oomblik toe hy vir haar sê, die brood is nie vir die hondjies nie. Sy het deur dit gedruk en gesê, nee, maar wat ek van hierdie man gehoor het, is meer as dit wat ek op die oomblik skynbaar sien en ervaar. En hier's net iets wat terloops wat ek hier wil ingooi, wat net vir my so mooi was. Jesus sê die brood is nie vir die hondjies nie. Die brood. Laat dit jou dink aan 'n ander brood, die brood van die nagmaal, die brood, wat sy gesien het, sy sal van hierdie krummels van daai brood eet, het vir haar dogter genesing gebring. Brood is 'n sprekende voorbeeld
Die betaling vir my en jou genesing is reeds gedoen. As jy nagmaal gebruik en jy gebruik daai brood, is dit vir jou bewys. Jy het nie net krummels nie, jy het die brood. Jy het toegang tot die liggaam en die liggaam het reeds vir jou betaal vir jou genesing. Jy hoef nie te wonder wat God se wil wanneer dit kom by genesing. Jy kan weet want die betaling is reeds gemaak. Blaai vir my net so 'n bietjie terug na Markus 5 toe. Hier in Markus 5 kry ons die verhaal en ek gaan ook nie in detail in hom ingaan nie, maar die verhaal van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. En ons ken haar storie ook, hoe sy deur die skare gedring het en aan Jesus se kleed geraak het. Want sy het gesê, as ek maar aan sy kleed kan raak, sal ek genees word. Maar hoe het sy tot op hierdie punt gekom? Dat sy bereid was om as 'n onrein vrou, jy weet 'n onrein vrou in daai tyd, as hulle haar uitgevang het op daai stadium met lag stenig. Sy het letterlik haar lewe op die spel geplaas om haar genesing te kry. Wat het haar daartoe gedryf om haar lewe op die spel te plaas? Lees saam met my Markus 5 vers 27. Miskien moet ek net 'n vers 26 begin, laat ons net, of vers 25, laat ons net konteks kry. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneeshede gely het en al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. Maar vers 27 is vir my die kruks. Sy het van Jesus gehoor. Wat het sy van hom gehoor? Dink jy sy het van hom gehoor? Hy genees sommiges, maar ander los hy siek en jy kan nie weet hoekom nie, ons weet nie hoekom hy party genees, party siek los nie, maar gaan probeer dit maar. Geliefde van Jesus, jy waag nie jou lewe nie. Jy sit nie jou lewe op die spel vir 'n 50-50 storie nie. Want hierdie was ook nie 'n 50-50 ding nie. As hulle haar vader daar uitgevang het voordat sy genees is, die wet van Moses het almal die volste reg gegee om haar te stenig. Want sy mag nie met haar bloedvloeiing tussen mense gekom het en sy mag nie aan mense geraak het nie. Maar wat sy van Jesus gehoor het vir haar die absolute oortuiging van haar hart en gees en gemoed gegee. Hierdie man sal my genees as ek net aan hom kan raak. Hier is my ander vraag wat ek het. En ek vra dit vir myself ook. Wat hoor mense van Jesus by my? Is mense bereid om hulle lewe op die spel te plaas oor dit wat hulle van Jesus en sy wil en sy genesende krag en sy wil om te genees, sal hulle bereid wees om hulle lewe op die spel te plaas om aan hom te raak, om by hom uit te kom, om hulle genesing te kry. Ek is op 'n pad, ek is op 'n journey, ek is op 'n seisoen, nie net 'n seisoen nie, dis my lewensmissie op die oomblik. Dat dit wat mense van Jesus by my hoor, dat dit hulle die absolute oortuiging sal gee. By hom is daar genesing en hy's geen aannemer van die persoon nie. As hy dit vir die een gedoen het, sal hy dit vir die ander doen. As hy dit vir hierdie vrou gedoen het, sal hy dit vir my doen. As hy dit vir my gedoen het, sal hy dit vir jou doen. Hy sal jou genees as jy in geloof na hom toe gaan. Want hy het ook vir hierdie vrou gesê, dogter, jou geloof het jou gered. In vers 34. Jy sien, dit was haar geloof, maar waar het sy geloof gekry? Waar het haar geloof
opgestir? Wat het haar geloof in beweging gebring? Wat sy van Jesus gehoor het. My gebed vir jou en my vandag is dat jy in die woord sal hoor hoe goed hy is, hoe lief hy vir jou is, wat sy krag vir jou is, wat sy gedagtes in sy hart vir jou is, dat hy wil jou genees. Maar ook dat dit wat ander by ons hoor, dat hulle bereid sal wees om hulle lewe op die spel te plaas, om dit by hom te kry wat hulle by ons hoor. Dat dit wat hulle by ons hoor, geloof in hulle sal wakker maak. Want onthou Romeine 10:17 het gesê, geloof is uit die gehoor en gehoor deur die woord van God. Here, help ons dat dit wat ons in u woord sien, nie dit wat ons om ons sien nie, maar dit wat ons in u woord sien, dat dit ons geloof sal wakker maak, dat dit die geloof in ons sal kom roer, dat ons met vrymoedigheid en blymoedigheid en versekering na u toe sal gaan en weet, by u sal ons genesing kry, vir wat ook al ons kwaal is. Dit maak nie saak wat die geskiedenis van ons kwaal is nie. U wil en sal ons genees. En Here, dan vra ek ook, help ons dat dit wat ons van u sê, dat dit ander sal oortuig, dat dit geloof in ander sal kom roer, dat hulle ook na u toe sal hardloop, vir hulle genesing, vir hulle berg, vir hulle behoefte, en dat dit wat hulle by ons gehoor het, hulle die oortuiging sal gee, hulle dit ook by u sal kry. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom, hy is jou geneesheer, en hou jou neus in sy woord, dis waar jy die oortuiging sal kry van wat hy vir jou wil doen. Shalom.